Baie welkom by vandag se erediens. Ons het 'n wonderlike wynveiling gehad en ek wil sommer vir elke persoon wat bygewoon het, wat bygedra het, wat 'n lot gekoop het, die personeel wat gehelp het, die vrywilligers wat gehelp het, vir elke liewe een baie dankie sê. Dit was 'n wonderlike geleentheid. En ek staan vandag hier by ons Klapmuts SOS gebou en dit is onder andere een van die goeders wat baat gaan vind uit al die fondse wat ingesamel is by die wynveiling. Dan nooi ons al die legendes, dis nou ons 60-plussers uit om die 26ste Junie te kom vir 'n Halleluja sing geleentheid om 10:30, 10:30 die oggend by die kerk en daar gaan sommer lekker tee en koffie ook na die tyd wees. So kom en kom sing en kom loof die Here. En terwyl ek nou hier by Klapmuts is, wil ek sommer vir jou voorstel in een van die eisters van die bediening hier by Klapmuts. Kom ons hoor van Sofia. Goeiemôre, ek is Sofia Hatzenberg en ek wil vanoggend so 'n bietjie praat oor ons mediese afdeling wat ons beleef hierso. Dr. Carla is ek boek ongeveer 13 tot 14 mense per donderdag. En wat daarmee te gepaard gaan, ons het baie ouerige mense, sowel as jong mense, middelmense. En ek moet eerlik sê, ons mense waardeer Dr. Carla verskriklik baie, want baie van ons is so minder bevoorreg om 'n dokter te gaan sien, waar Dr. Carla die rol speel in ons gemeenskap. En ek dink baie, ek moet dit eerlik sê, ons mense waardeer dit opreg. En dan het ons vir Dr. Naas, wat ons oogkunde is. En Dr. Naas, omdat die tyd so kort is, per donderdag, boek ek vir hom omtrent 9 tot 10 mense om die oogkunde te kom sien. En ons mense waardeer die diens verskriklik baie. En ek ervaar ook van ons ouerige mense het baie oogprobleme. En hulle waardeer dit soveel baie dat hulle bril kan bekom. Want baie het gesit daar so by die huise en hulle kla eintlik as gewoonlik. Hulle kla want hulle kan nie meer mooi sien nie. Hulle het nie die geld om na die oogkunde toe gaan nie en hierdie diens waardeer die community regtig. En dit is regtig vir my as sekretaris wat vir beide dokters werk. Dit is vir my so 'n voorreg en wat so lekker is vir my om met die gemeenskap te kan werk is hulle het soveel respek. Hulle het soveel respek. Ja, daar's een of twee wat skynstrek, maar als is dan weer sommer weer reggemaak en so meer. En ek moet persoonlik sê, ek geniet my werk. Regtig waar. Baie dankie. Geniet vandag se erediens. Baie welkom by vanoggend se boodskap. En mag die Here ons vanoggend saam seën. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie Sondagoggend bymekaar is rondom u woord en met die Gees wat in ons is, wat vir ons help om te verstaan wat u vir ons vanmôre wil sê. En ons wil onsself na u toe bring vanmôre met wie ons is en wat ons is en wat ons het en wat ons nie het nie. En net so in die hande kom plaas en bid dat u vir ons sal kom gee wat u weet ons nodig het. Dankie vir u goedheid, dankie vir u genade. Dankie dat u moeite met ons maak ten spyte van die feit dat ons so dikwels ons eie gedagtes het en ons eie pad loop. Ons glo dat u vanmôre vir ons wil kom seën. Wil u vir ons rustig in ons harte maak en vrede kom gee, vrede met u, sodat ons kan hoor wat op u hart vir ons is. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Ons het so 2 weke terug Pinkster gehad en daar het ons gehoor dat die Here vir ons sy Gees kom gee, die Gees van Christus wat in ons kom bly, wat vir ons help om nuwe oë te hê, die oë van Jesus, en so te kyk na die wêreld rondom ons. En dan ook om nuut na die woord te kyk, en soos Jesaja sê, amper die woord te eet, die beste wat daar is te eet, en die woord so te oordink en met die woord te wandel. En dan ook om anders te praat, ons ander manier waarop ons met mense praat, en dan ook om anders te gaan doen en te gaan wees. So Pinkster beteken vir ons dat ons die Gees van Christus het wat ons nuwe mense kom maak.
Maar ek weet nie of jy ook soms voel soos ek baie keer voel en baie mense rondom ons. Dat ons baie keer die regte pad probeer loop en dan skielik dan kom ons agter daar's iets baie stupids, baie simpel wat ons doen, wat ons dit nie amper nie kan verklaar nie. En dan sê ons baie keer vir onsself, maar hoe kon ek dit gedoen het? Of ek val terug in iets waarmee ek sukkel, 'n sonde waarvan ek nie ontslae kan raak nie, en wat ek gedink het ek oorwin het, maar skielik is ek weer waar ek ruk terug was. Dit is amper soos iemand wat sukkel om te sien. En dan kry jy 'n voorskrif vir 'n nuwe brilletjie en hy sit die bril op en skielik is alles helder en alles mooi en alles reg. En dan raak ek bietjie laks en ek los die bril op 'n bank en ek loop 'n draai en ek kom terug en ek sit hom stikkend en skielik is alles weer dof van voor af en ek sukkel om alles mooi te sien. En ek dink dit is hoe ons geestelike lewe baie keer is, die geestelike reis wat ons het. En ons voel soms so. En ons wonder of God teleurgesteld is met my en of hy dan nou my wil straf vir die sukkel wat ek deel van my lewe het. En Paulus, lees ons, het ook so gesukkel om die dinge as ware deel van hom te maak wat hy weet hy moet doen. En hy het op sy geloofsbrille gaan sit, sodat hy weer op 'n stadium sê, ek sukkel met dit, ek kan nie meer sien. Luister 'n bietjie wat skryf hy in Romeine 7, waar hy praat van die dinge waarmee hy sukkel, en sê in vers 18, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my huidige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. En dan vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit is Paulus wat iemand is wat alreeds deur die Here verander is, wat sukkel met dit. En dan is die hoogtepunt van sy laagtepunt, daar in vers 24 waar hy sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. En dan antwoord Paulus homself in vers 25 waar hy sê, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. En dit lei dan tot hoofstuk 8, waaroor ek eintlik vandag 'n paar dinge wil kom sê. Hoofstuk 8 wat eintlik maar vir ons kom sê, Jesus kom maak ons vry, en die Gees rig my elke dag. Rig my lewe. En dit is wat ons in Pinkster vir mekaar gesê het. En hierdie is 'n baie besondere hoofstuk, hierdie hoofstuk 8 van die boek Romeine. Gou 'n paar dinge oor hierdie hoofstuk 8. Dit begin en dit eindig met 'n versekering, wat vir ons moet sê, hierdie is 'n hoofstuk wat wil hê, ons moet met sekerheid die pad vorentoe kan loop. Aan die begin is daar die versekering waar Paulus sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dit eindig met die baie bekende versekering, waar Paulus sê, niks kan my skei van die liefde wat God vir my het, die liefde in Christus nie. Hierdie dubbele versekering wat hoofstuk 8 vir ons kom vertel. Iemand noem hierdie hoofstuk dat dit die hoogste bergspits in die woord van God is. Iemand beskryf dit as the inner sanctuary within the cathedral of Christian faith. Aan die ander woorde, die allerheiligste gedagte op waarheid oor God, wat ek in my gedagtes het, van die hele Christelike geloof, waar God en Jesus en die Gees van deel is. Die predikant teoloog John Piper sê oor hierdie boek, hy sê, the greatest book in the world is the Bible. The greatest letter in that book is Romans. And the greatest chapter in the letter is chapter 8. And the best verse is verse 1. Dit bepaal eintlik jou hele Christelike geloof. So, as jy byvoorbeeld 'n klankbaan sal skryf vir die rolprent van Romeine, dan sal jy waarskynlik as jy by hoofstuk 8 kom, sal jy die klankbaan van die Rocky Flicks begin opsit en waarskynlik sal jy die liedjie speel The Eye of the Tiger. Dis die oorwinning waarna ek uitsien, waarvan ek deel is. Of as jy lief is vir die fliek Braveheart en jy het dit gesien en jy onthou daai gedeelte, ek dink is aan die heel einde, waar hy met al sy krag uitskree, freedom. Dit is wat hierdie hoofstuk vir ons wil kom vertel. Die Here wat ons kom vrymaak om die lewe te hê wat hy vir ons in gedagte het, die lewe waarvan Pinkster vir ons kom vertel. Eintlik gaan hierdie hoofstuk oor twee dinge.
En ek gaan net by vers 1 en vers 2 stil staan en jy kan gerus die res van hierdie hoofstuk gaan lees wat uitbrei op dit wat hy sê in vers 1 en vers 2. Twee dinge. Daar's geen veroordeling nie. Die Here kom maak my met ander woorde vry van die skuld wat ek het. Hy veroordeel my nie daarvoor nie en hy kom bevestig dit deur sy gees wat in my is en my help en my krag gee en my vrymaak om die lewe te hê wat hy wil hê ek moet leef. Dis amper hierdie vrymaking is amper asof die duiwel ons heeltyd kom herinner van bagasie wat ons swaar moet saamdra, wat vir ons swaar en moeilik en sleg is. En dan kom sê die Here geen veroordeling en dan kom die duiwel sê nee maar hierdie is mos jou pakkie, neem dit weer saam met jou. Jy mag nie vrykom van dit nie. En dan kom die Gees en hy sê ek help jou om vry te kom hiervan. Jesus breek die mag oor die sonde oor my en sy Gees help my. Dis die twee dinge waaroor hierdie hoofstuk gaan. Kom ons begin by vers 1. Vers 1 staan daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. In die Grieks is 'n baie sterk vertaling wat eintlik kom sê, nie eers een nie, en daarom hoegenaamd geen veroordeling nie. Nie nou nie, ook nie in die toekoms nie. Die begrip veroordeling beteken letterlik twee Griekse woorde wat saamgevoeg is, die een wat beteken af, en die ander een wat beteken om te besluit of te oordeel. En dit kom van die Romeinse keiser af wat op sy troon gesit het en dan kom die skuldiges mense, die veroordeeldes kom voor hom en dan moet hy nou 'n oordeel vel, hy moet hulle veroordeel. En is as ware asof hy af kon besluit en sê jy is skuldig of op kon besluit en sê jy is onskuldig. En ek wonder of die thumbs up, thumbs down ding nie van dit afkom nie, want dit is asof die Here na ons kyk. En hy sien sy seun het in jou plek gesterf en jy is vrygemaak van dit. En omdat hy jou vrygemaak het van die skuld wat jy het, kom gee jou 'n thumbs up, geen veroordeling nie. En ek wonder of ons regtig besef wat dit beteken. Ek en jy beleef tye waar ons so dikwels vra, as ons aan ons verhouding met die Here dink, is ek goed genoeg? Het ek genoeg gedoen om regtig in die hemel te kom? En dit lei baie keer na 'n lewe van angstigheid, of 'n lewe waar ek so onseker is, en dan baie keer geestelik voel ek is uitgebrand, want die spanning raak nie te veel, ek moet heeltyd iets daar stel om te wys ek is goed genoeg. En dis die twee slaggate wat hierdie hoofstuk van vertel en eintlik wil teen waarsku. Die slaggate of die strikke waarin ons is, ons wil heeltyd presteer. Ons wil heeltyd beter en beter en beter doen uit onsself uit. En dan wil ek myself heeltyd voordoen as iemand anders as wat ek regtig is. En die Engels skryf maklik oor hierdie twee goeters. Hy stel dit so mooi in die Engelse taal, 'n performance trap en 'n pretending trap. En dis baie keer waarin ons val as ons op pad met die Here loop. Ons het nou die dag by ons mannegroep daaroor gesels, oor die hele ding van maskers wat ons op het, omdat ons heeltyd dink ons moet beter wees as wat ek baie keer binnekant myself voel. As dinge waarmee ek sukkel. As dit vir my te swaar. Sit ek 'n masker op, sodat mense kan dink ek is nie so sleg soos ek baie keer myself ervaar nie. Ek dra 'n masker wanneer ek na buite optree, asof ek alles binnekant my onder beheer het, selfs al voel ek nie so nie. Maar ek wil wys, ek wil pretend, ek is pretensieus. Ek wil mense en ek wil God beïndruk met wat ek doen, wat ek weet en met wie ek is. Maar die realiteit is dat Jesus, dat die Here alles weet. Hy weet ek en jy sukkel. En daarom het hy vir Jesus gestuur. En omdat Jesus my vrygemaak het, is daar geen veroordeling nie. Ek hoef nie 'n masker te dra nie. En dit is wat geen veroordeling beteken. Ek en jy hoef nie anders te wees as wat ons is, as God oor ons dink nie. Want in Jesus kom verander hy vir my en jou. Hy verander ons identiteit. Hy gee vir ons 'n plek en 'n posisie by hom. Hy kyk deur die bloed van Jesus na my en jou. En hy sê, ek weet wie jy is. Ek sien nie die ander goed raak nie. Ek sien raak dat jy 'n geliefde seun of 'n geliefde dogter van my is. En God kyk na jou lewe, na jou sukkel, na jou spanning.
na jou mislukkings, na jou moedeloosheid. En dan gee hy vir jou 'n thumbs up. Geen veroordeling. En dit geld vir dinge wat jy in die verlede gedoen het, maar ook vir dinge wat jy nog in die toekoms gaan doen. Jou sondes in jou verlede is vergewe, geen veroordeling, jou sonde in die toekoms is vergewe, geen veroordeling. Want Jesus het ook vir jou sondes gesterf, wat in die toekoms gaan gebeur. En dit beteken, dat daar letterlik niks is, wat ek en jy kan maak, dat God my meer kan lief hê, of wat ek kan doen, dat God my minder sal lief hê nie. Ons dink dikwels dat ons meer liefde van God gaan kry, dat hy liewer vir ons gaan wees, as ons meer soos Jesus sal word. Dit is baie interessant, iemand skryf, 'n predikant wat 'n bankier was, sy naam is Rankin Wilbourn. Hy skryf, en hy verstaan die gaping wat daar is tussen dit wat mense in die Sondag hoor, en die verwagtings wat jy het, wat mense van jou het, en dit wat in die regte lewe gebeur. Hy verstaan daai ding. En dan skryf hy, dan sê hy, God doesn't love you to the degree that you are like Christ. He loves you to the degree that you are in Christ, and that is always 100%. En dit is hoe God na my en jou kyk. Dit beteken dat God in ons heel slegste oomblik met jou net so tevrede is en net soveel liefde vir jou het as wat hy vir Jesus gehad het toe Jesus daar op die berg was en met die skare mense gepraat het. En toe God aan hom verskyn het en die Gees neergedaal het, die stem van God wat gesê het, dit is my geliefde seun. Dit is net so lief soos wat hy vir my en vir jou het in ons slegste oomblikke. Dit beteken ek hoef nie te wonder oor God se liefde vir my nie. Want hy ken my. Hoef nie 'n masker te dra, ek hoef nie iets te bewys nie, of my anders voor te doen nie. Daar is letterlik niks wat oor my bekend gemaak kan word, wat Jesus nie alreeds weet, en wat nie alreeds deur sy bloed bedek is nie. Thumbs up. Geen veroordeling nie. En dit is waarmee Paulus wil begin, as hy deur 'n ding kom in hoofstuk 7, waar hy sê, wie kan my verlos? Wie kan my van hierdie doodsbestaans verlos? Ek sukkel, ek doen die dinge wat ek nie wil doen nie, en ek doen die dinge nie wat ek moet doen nie. Maar Jesus kan dit doen, daarom is daar geen veroordeling nie. En dan kom hy in vers 2, die manier hoe ons het reg kry om dan te verander, as ons weet, ons word nie veroordeel nie. Vers 2 staan daar, die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Daar moet ek die ou vertaling net ook saam lees, want daar's 'n woord wat daarin vertaal word, wat vir ons dit baie mooi verduidelik. Die ou vertaling sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En hierdie woordjie want is baie belangrik. Want dit is hoe ek weet dat ek nie veroordeel word nie. Daar's 'n nuwe stel wette, omdat Jesus vir my kom vrymaak het. 'n Nuwe stel wette, die wet van die Gees. Kom ons noem dit 'n nuwe stel beginsels wat ek en jy het. Onthou, die mense in daardie tyd het geleef en was bewus en het geweet van die wet van Moses. En daar was die beginsel gewees. As jy goed genoeg is, sal jy aanvaar word. Goed genoeg word jy aanvaar. Jy moet en jy mag, indien jy dit of dit doen. As jy gehoorsaam genoeg is, dan word jy aanvaar. En volgens die nuwe wet wat Paulus hier kom vertel, wat Jesus vir ons kom leer, hy sy Gees vir ons te gee, wat geld by God vir my en vir jou, lui so: as my Gees in jou is en sy werk doen, dan word jy aanvaar. En ons weet die Gees is self God. En daarom weet ek en jy, ons kan eintlik nie veroordeel word nie, want die Gees is my waarborg. Hy werk in my, en dit gaan oor die Gees se werk, nie oor ek en jy wat in die eerste plek so oulik en so goed is nie.
En daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 16, daai treffende 2 verse 16 en 17, hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dis die waarborg. En omdat ons kinders is, ons moet erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En daarom, ek is gered, geen veroordeling in die eerste plek, en dan ek is 'n nuwe mens, want die Gees werk in my, en hy is volmaak, hy het 'n nuwe stel beginsels, en hy help vir my om te leef soos ek moet leef. En dalk is dit nodig dat ons bietjie dink oor die verband tussen hierdie eerste ding wat Paulus sê, en die tweede ding wat hy kom sê, die 2 verse. Geen veroordeling, en die Gees is in my en hy werk. Want baie keer wonder ons of ons die een ding kan hê, ons kan vir Christus hê, maar ons wys nie noodwendig die vrug wat die Gees in ons wil laat gebeur nie. Ek lees op 'n plek wat Tim Keller, bekende predikant, so 2 jaar terug oorlede, wat hy skryf, en dan waar hy sê, the necessary complement to forgiveness of sin. In 'n woord, dit wat Jesus vir ons kom doen het, toe ons vrygespreek het. Vers 1. The necessary complement to forgiveness of sin is a release from the power of sin. En die 2 goedes is aan mekaar verbind. Wat hy sê is, ons redding is aan die een kant van die minste, aan die ander kant van die minste. Dus as ons vergewe is, dan word ons verander. En jy kan hierdie goeders nie losmaak van mekaar nie. Die oomblik wanneer Jesus se dood jou kom verlos van die straf van die sonde. Met ander woorde, jy word nie meer veroordeel nie. Geen veroordeling. Daai oomblik begin Jesus se opstandingslewe in my en jou te werk. En ons word vrygemaak deur sy Gees van die mag wat die sonde in my het, wat my heeltyd terughou. Die 2 komplementeer mekaar, sê Tim Keller. Dit gaan saam en dit hoort saam. Vergifnis, kwytskelding van jou straf, gaan altyd saam met jou lewe wat verander onder die beheer van die Heilige Gees. En dis die boodskap van Pinkster. Eenvoudige taal. As jy net mooi dinge doen, die vers 2, lewe deur die Gees, as jy met ander woorde dinge doen wat lyk soos die vrug van die Gees, maar jy sukkel om los te kom van die skuldgevoelens, van God wat jou vrygemaak het, jou vrygespreek het, en dit druk jou plat, dan het jy waarskynlik nog nie volledig vrede met God gemaak nie. En as jy vrede met God het, en jy vertel vir mense, ek het vrede met God gemaak, maar jou lewe dra nie die vrug van die Gees nie, dan is hierdie 2 kante van die muntstuk dalk nie naby genoeg aan mekaar nie. Hierdie 2 gaan saam met mekaar, dit komplementeer mekaar. En Jesus wys dit vir ons in sy wonderwerke wat hy doen, waar hy vir sommige mense sou sê, jou sondes is jou vergewe, staan op, neem jou bed op en loop. Want dikwels was mense gebreklik of siek, en het nie gevra om vergewe te word nie, hulle het gevra om gesond te word, om nie te begin lewe. Maar wanneer Jesus jou sonde vergewe, dan wil hy hê, dan moet jy geestelik opstaan, en dan moet jy begin loop en begin leef. Kom ons vra baie dikwels die vraag, as ons nou vir mense na die Here toe wil lei, dan vra ons, as ons wil toets of hy gered is, as jy vanaand tot sterwe kom, is jy seker dat jy hemel toe gaan? En natuurlik moet jy die antwoord ken, en die antwoord is, ja. Maar net so belangrik is die ander vraag, as jy dan nou nie sterf nie, en jy staan môreoggend weer op en jy lewe verder, gaan jou lewe anders wees, omdat die Gees van die Here in jou is, en vir jou lei, en vir jou help, om in vryheid te gaan leef. Want ons spreek baie, en ons praat baie oor Jesus wat in ons harte kom bly. Maar het jy hom al gevra om regtig beheer oor jou hart te neem, as hy dan nou daar is, beheer oor jou lewe te neem, en vir jou te help, om anders te dink, en te sien, en te praat, en te doen, die boodskap van Pinkster. Nog 'n voorbeeld uit die lewe van Jesus is, waar hy in Johannes 8, tussen 'n klomp ander gelowiges of volgelinge is, en die fariseërs bring 'n vrou wat wat oorspel gepleeg het. En dan sê Jesus, vra 2 dinge, hy sê, jou sondes is jou vergewe, vers 1 in Romeine,
maar gaan en moenie meer sonde doen nie. En sonde is nie 'n lysie wat ek en jy afmerk nie. Dis eintlik as ek en jy bly lê waar die Here wil hê ons moet nuut begin lewe en opstaan en lewe met die lewe wat hy vir ons in gedagte het. Vergifnis en verandering gaan saam. So dink vir 'n oomblik as Jesus net vir haar gesê het, hou op sonde doen, dan was dit vir haar 'n onmoontlike ding gewees. Want sy was nog steeds gevange in die sonde. God moes haar eers vrymaak en sê, jy's nie meer skuldig nie, jy's vergewe. En dan kan jy in vryheid begin loop op die pad wat hy vir jou in gedagte het. So gaan lees gerus die res van Romeine 8, die pragtige versekering wat ons het van die Gees wat ons help om 'n nuwe lewe te kan leef. Die hoofstuk waar God vir my en jou wil vryheid kom gee. En dit staan op 2 pilare. Jou plek by God, of kom ons noem dit jou identiteit, of jou posisie in Christus, omdat hy vir jou kom vergewe, omdat jy veilig is en nie meer gestraf word oor die sonde nie, maar dan nadat jy vergewe is, dat jy sal opstaan en begin om te lewe in oorwinning van die krag wat hy vir jou gee. Met ander woorde, waar hy vir jou die mag gee om die sonde te breek in jou lewe. Maar daarvoor moet ek en jy oorgee. En Paulus sê, dan moet ons toelaat dat die Gees ons gedrag bepaal. Iemand stel dit baie mooi, as ons dink oor die hele proses waarmee die Here met ons besig is. Hy sê, we don't fight for victory. We fight from victory. Die oorwinning is al reeds behaal. Kom ons bid en kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat hierdie 'n vryheidshoofstuk is, waar U vir ons kom sê dat U regtig vir ons iets anders in gedagte het. En dis die boodskap van Pinkster wat U kom gee en sê, U het vir ons gesterf en toe het U opgestaan en die dood oorwin. En toe het U die Gees vir ons gegee toe U in die hemel opgevaar het, sodat ons kan weet, ons is nie alleen nie, maar ons kan oorwinning oor die lelike dinge en die slegte dinge, die sonde in ons lewe hê. U het ons kom vrymaak daarvan. Ag Here, wil U vir ons help om so U Gees toe te laat om beheer oor te neem oor ons hart wat aan U behoort, sodat ons al meer kan wees wat U vir ons in gedagte het. Here, wil U vir ons help dat ons die oorwinning sal beleef en dat ons saam met Paulus sal sê daar in daai hoofstuk verder aan, ons is meer as oorwinnaars. Niks kan ons van die liefde skei nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wil U vir ons help en wil U vir ons seën asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van sy Gees in ons elkeen wese bly. Amen. Hoop dit 'n baie mooi dag tot ons.